wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Willem Francis Loubser, en kom ons kuier rondom die woord van God, die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel. Iets baie interessants. God sê, maar omdat jy lou was, sal ek jou uitspoeg. Omdat jy lou was, stel ek nie belang nie. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie aan jouself dink. Ek dink enige mens het voor- en afkere. Goed wat hy van hou, en so 'n interessante gesprek gehad vanmôre by die bid hier, het ons gepraat oor wat het in jou lewe gebeur wat jy nooit sal vergeet nie. En elkeen het toe 'n geleentheid gekry om iets te sê, en die een dame toe sy die geleentheid kry, sy was vir 6 jaar 'n renjaer. Sy was so entoesiasties, sy het daai hele groep mense, ekskuus tog, aan die brand gesteek met entoesiasme. Daar's ouens wat vuisslaan oor rugby. Daar's ouens wat rugby kyk en nooit daaroor praat nie. Daar's ouens wat glad nie rugby kyk nie. En so is daar motorsport, en daar's huisverbeterings, en daar's baie goed wat mense met entoesiasme doen, en dan is daar goed wat mense glad nie doen nie. En nou moet ons na die woord van God toe gaan, en ons moet gaan kyk, wat sê God van my en jou, en wat ons doen. En ek wil vir jou sê, dat die woord van God is die maatsband, die maatstaf, waarvan ons onsself moet meet. Maar ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself. Jy kan eerlik wees met almal en vir my 'n WhatsApp stuur en sê, dis is ek warm oor en dit is ek koud oor. Waar warm beteken opgewonde, jy het 'n passie. Jy wil hê almal moet dit weet, almal moet dit lees, almal moet dit praat, en dan het jy ook koud. Ek stel nie belang nie, ek is half gekant daarteen, ek doen dit oor ek moet. En dan is daar lou. Jy sit op die draad. Jy staan met jou een voet in die graf en die ander een, het my ouma altyd gesê, op 'n bananaskil. Maar jy is in, maar jy's ook nie in nie. As ek en jy nou voor God staan, en God sou sê, ek wil 'n paar goed noem, en jy moet eerlik met jouself wees, is jy opgewonde daaroor, is jy bly daaroor, of is jy eintlik maar koud? Nou sê Openbaring 3 vers 15 en 16, hy sê, ek ken jou werke, so jy kan nie nou sit en sê, ek is verskriklik opgewonde oor rugby en lieg nie. Ek is verskriklik opgewonde om Sondag kerk toe te gaan en lieg nie, want God sê uitdruklik, ek ken jou werke, omdat jy nie koud is nie. So jy's nie, jy gaan maar, jy lees die Bybel maar, jy praat maar saam oor Jesus, maar jy's nie opgewonde nie, maar jy's ook nie koud nie. Jy kan daaroor praat, jy ken dit so bietjie, jy doen dit so as and when jy lus is. En ook dat jy nie warm is nie. Jy's nie opgewonde toe. Daai dametjie vanoggend sê,
Arista, toe sy sê, of Aris, toe sy sê, ek is 'n renjaer gewees, toe staan sy somme op, en sy vat die hele gesprek op, want sy's warm, sy's opgewonde. Was jy tog maar koud of warm, maar omdat jy lou is, en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Ek wil hê jy moet 'n paar oomblikke dink aan die goed wat die Heilige Gees nou wil hê ek en jy moet aandink. Die heel eerste is jou verhouding met God. Wees baie eerlik. Is ek warm? Is ek koud? Nee, ek is beslis nie koud nie. Ek is ook nie regtig warm nie. So ek is maar lou. Jou heel eerste verhouding, die belangrikste verhouding, is jou verhouding met die lewende God. Is ek warm? Of is ek lou? Want as ek nie warm of koud nie, is ek lou. Hoe lyk jou verhouding met jou lewensmaat? Eerlik. Eerlik, en ek werk heeldag met huwelike en mense, en 90% van die huwelike is nie meer warm nie. Hulle is nie meer opgewonde nie. As hulle mekaar gesoen het op honeymoon, daar as ek sê, gee mekaar die regterhand, you may kiss the bride, jy kan nou jou eie vrou soen, dan vreet hulle mekaar amper op, en 3 maande later soen hulle, die lippe raak nie eers nie, jy kan toiletpapier tussen, en na 'n paar maande is dit, cheers, sien jou laat vanaand, as ek lus is. Hoe lyk jou huwelik regtig? Is hy warm? Het jy nog 'n begeerte om maar 3 keer op 'n dag te bel? Of hom? Het jy nog 'n begeerte dat hy of sy moet huis toe kom? Of is dit lekker as die ander party nie hier is nie? Ek gaan jag. Ek gaan op 'n vroue 'n women's lip naweek. Dankie tog, vrede in die huis. Is jy warm of is jy koud? Die 80-90% van vandag se huwelike is lou. Ons is getroud, ons doen die getrou ding, ons bly saam, ons doen eintlik elkeen sy eie ding. Ek sê eintlik oor hom of haar geplan nie, en andersom dieselfde. Dan is jy lou. Dan moet jy gaan jy uitgespoeg word. Jou verhouding met jou kinders. Jou verhouding teenoor jou kollegas by werk. Hoe doen jy jou werk regtig? As jy moet gaan werk, is dit makliker om wat doen jy? Is dit maklik om op te spring, en as jou vrou sê, waarvoor is jy so bly? Of jou man sê, hoekom is jy so opgewonde? Want ek is op pad kantoor toe. Ek gaan vandag 'n masjien bou. Ek gaan vandag 3 kaste aan mekaar weld. Ek gaan vandag 'n kas elektrisiteit insit. Ek kan nie wag nie. Ek gaan die askar ry, of ek gaan die vuil goed weggooi. Of sê jy, meneer, ek voel nie lekker vandag nie, kan ek maar by die huis bly? Wat is fout? Ek het babbelas. Of is jy lou? Jy gaan kantoor toe, maar jy bid om niks te doen nie. Ek onthou as dit altyd vertel, die sirene lui, dan moet mense ophou werk. Dan vat hulle die pik, dan slaan hulle hom in, dan staan hulle, dan tel hulle die pik op, dan slaan hulle, dan staan hulle. En eendag, toe hulle weer so staan, toe lui die sirene en sê, dis die einde van jou skof. Toe los hy die pik net daar en hy val op sy kop. Waar is ek en jy in die lewe met die goed wat ons doen? Enigiets. Jou stokperdjie, jou huwelik, jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met die persoon en die maatskappy wat kos op jou tafel sit. Waar is jy?
Waarmee is jy besig? Ek dink dit het tyd gevat, dat ek en jy boeke vat. Die Engelse uitdrukking is stock-taking. Dit het tyd geword dat ek en jy stock-taking doen. Here, hoe lyk ek regtig? Want weet jy wat sê Kolossense 3 vers 17? Hy praat met jou. Hy praat ook met my. Ek kan nie op die kansel staan as ek lou is nie. Ek kan nie op die kansel staan as ek moeg is nie. Ek kan nie op die kansel staan as ek nie entoesiasties is nie. Ek kan nie op die kansel staan as ek nie gevul is deur die Heilige Gees van God nie. Die Heilige Gees van God gaan my nie vul as ek koud is nie. En hy gaan my definitief nie vul as ek lou is nie. Wees eerlik met jouself. In watter kategorie val jy vandag met hierdie vers? Kolossense 3 vers 17. En wat jy ook al doen in woord of in daad, of jy nou praat daaroor en of jy dit fisies doen, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Weet jy hoe voorreg is dit om iemand van Jesus te vertel? Hoe doen jy dit? Ja, jy moet ook maar die Here dien. My oupa het gesê, is 'n goeie ding. Ek doen dit maar wanneer ek lus is en af en dan, en as ek op 'n party is en die manne dan vat ek maar saam. En as ek by die women's lip is en die vrouens skinder, dan skinder ek maar saam. Maar ek gaan darm so af en toe Sondag kerk toe. Baie mense het al vir my gesê, sê het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Ken jy God die Vader? Ken jy sy woord? Ek gaan kerk toe. Duisende gaan kerk toe. Duisende gaan hel toe, nadat hulle uit die kerk gekom het. En hulle gaan sê, maar Here, ek het in U naam. En Jesus gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie. As jou kinders bel en sê hulle kom kuier, bel jy nog jou ouers om te kuier? Nee, ek is maar lou. As hulle kom is dit okay, maar as hulle nie kom is dit eintlik beter. Eer jy nog jou vader en jou moeder met 'n opgewonde blydskap, of verdraai jy hulle oor jy nie weet om hulle ontslae te raak? Jou werk, het jy nog die passie? Ek onthou toe my kinders op skool was, hulle kon nie wag om te gaan werk nie. Papa, as ek net kan werk. Het jy nog daai begeerte om te werk, om vroeg op te staan en hard te werk en in die sweet van jou aangesig jou brood te verdien? My liewe mens, ek is hartseer en ek is jammer om te getuig dat ons volke, nie net die blanke Afrikaans sprekendes, blanke Engels sprekendes, nie net die ander kleurige watter taal hulle ook al praat nie, van die een tot die ander is almal lou. Ja, daar is uitsonderings, maar 90%, dan kyk ons op en skree soos die psalmdigter, waar gaan my hulp vandaan kom? En dan sê Psalm 121, my hulp is van die Here. Jy weet wat sê antwoord. Maar as Sondagoggend, daar lei nou nie meer kerkklokke nie, ek wens ek kan 'n groot kerkklok iewers persent kry, dan hang ek hom voor, Jesus is lig, en ek lei hom elke diens. As die kerkklok lei, dan kry ons te koud, of ons kry te warm, of dis te droog, die stof, of is te nat, die water, of daar's een of ander verskoning. Nee, ek was Saterdag die heel dag by die sport, ek is heel week by die werk, ek moet Sondagoggend mall toe gaan. As jy warm is vir Jesus Christus, sal jy die huis van die Here bo alles verkies. As jy warm is oor jou lewensmaat, sal jy voordat iemand sê, drink 'n tweede dop, sê,
My lewensmaat gaan nie daarvan hou nie. Ek praat nie eens van hoerery en buite-egtelike verhoudings nie. Ek praat nie eens van pornografie en drugs en drank oor misbruik nie. Ek praat nie van kindermolestering en daai gruwelike sonde wat ons so graag wil vergeet nie. My liewe mens, daar's iets wat baie belangrik is en ek wil jy moet mooi dink. Om te sê ek doen wat ek doen vir God, beteken elke taak, groot of klein, doen ek met opregtheid, met ywer, met eerbied, met 'n gawe, met 'n opgewondenheid, want ek weet ek doen dit vir die Here. Ons kyk weer na Kolossense en Kolossense sê en wat julle ook al doen, doen dit asof vir my. Wees werklik eerlik. Hoe kyk jy na mense? Hoe praat jy met mense? Hoeveel respek het jy nog vir liefde in die mense om jou? My liewe mense, ek kan aanhou en afhou. Is jy nog ernstig as jy vergifnis vra vir jou sonde? Jy besluit. Ek is nie hier om vir jou te sê wat jy moet doen nie. Ek is nie hier om vir jou te besluit wat jy moet doen nie. Jy besluit nou. Is jy warm? Is jy lou? Of is jy koud? Jy besluit nou. As ek aanhou doen wat ek doen, soos ek dit doen, gaan God vir my sê, mooi so getroue diensknegt, dienmaag, kom in die heerlikheid van die Vader. Of gaan hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Dit is 'n ware woord in Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons is almal skuldig. Maar ons het vandag tyd om te sê, Here vergewe my, was my in die bloed, vul my in die Heilige Gees en gee my nuwe lewe in Christus, herlewing in Jesus naam. Dis my besluit. Ek kan nie vir hulle besluit nie. U gaan nie vir ons besluit nie. Elkeen moet vir homself besluit. Here, en hulle wat dink hulle is warm, maar nog lou is, skud hulle wakker in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Praat met my, stuur vir my 'n WhatsApp, probeer eers 'n WhatsApp voor jy bel. Ek nooi jou om met my te praat. Jy kan vir my sê wat jy is, warm, koud of lou, en hoekom is jy so, en hoekom wil jy so bly, of wil jy verander? Dit het tyd geword dat ek en jy wil verander. Baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir elke bydra, baie dankie vir elke inskakelaar. Ek sê altyd, as jy op Facebook en YouTube en daai plekke gaan, like, subscribe en stuur aan. Share, sê hulle. Sodat almal die woord kan kry. Stuur dit aan in Jesus naam. Die Here seën u, Ben en Francis Loubser. Jesus is Liggemeente. Pastoor Roan Maree is die pastoor daar. Eastvale Springs. Amen.